Goeiedag liewe luisteraars, ek groet u in die mooie naam van ons Here Jesus Christus. Wat 'n wonderlike voorreg is dit weer om vandag saam met u te kan deel rondom die woord van die Here. Ek wil onmiddellik vra dat ons net ons oë sluit. Vader, ons dank u vandag, Here. Ons is dankbaar vir u genade, ons is dankbaar vir u liefde, Here. Ons is dankbaar vir die gesondheid wat u aan ons gee. Vader, ek kom bid in die magtige naam van u Seun Jesus Christus. Here, dat u my sal lei deur hierdie boodskap, my Vader, en dat u elke hart, Here, van ons luisteraars, ons kykers, Here, dat u hulle harte sal oopmaak, my God, om die woord te ontvang, Here, en om die woord te aanvaar, my Vader. Ek bid dat u woord, Here, vrugte na vore sal bring, goeie vrugte, Here. Kom trek ons dan so toe in die kosbare bloed, in Jesus heilige naam. Gee ons wysheid, Here, insig en kennis, in Jesus naam. Amen en amen. Liewe luisteraars, dit is weer goed vandag om saam met u te kan praat oor die woord van die Here. Ek glo en vertrou dat u sal luister na die boodskap. Ek glo ook dat hierdie boodskap vir u sal oplig en waarin u ook al mag sit vandag, watter omstandighede u ook al mag insit. Ek glo en vertrou dat God u sal oplig deur hierdie woord van die Here. Ons kan ons Bybels oopslaan in Filippense 1 vanaf versie 3. Ek gaan saam met u lees daar. Die skrif sê, ek dank my God elke maal as ek aan julle dink, en ek bid altyd in al my gebede vir julle almal met blydskap oor julle gemeenskap aan die evangelie van die eerste dag af tot nou toe, omdat ek juis hierop vertrou dat hy wat 'n goeie werk in julle begin het, dit sal volëindig tot op die dag van Jesus Christus. Tot sover. Die Here sien sy woord en die lesing daarvan. Ja, liewe luisteraars, hier skryf Paulus aan ons in die boeke van Filippense, en hy praat so 'n bietjie oor die liefde en die vrug van die gevangenskap waarin hy is. Die Bybel leer ons dierbares. Ek wil graag fokus op die skrifgedeelte in versie 6. Hy sê, omdat ek juis hierop vertrou dat hy wat 'n goeie werk in julle begin het, dit sal volëindig tot op die dag van Jesus Christus. En ek en u sit vandag in ons wonings, ons staan dalk vandag in ons voorkamers, ons is daar, lê dalk op ons beddens en kyk na hierdie program. Dalk is ons op ons telefoon en ons kyk na hierdie program, en ek wil vandag met elkeen van ons wat vandag hierdie boodskap kyk en luister, wil ek bemoedig om vir u hierdie woorde te sê dat in elke mens is daar iets goeds. In elkeen van ons is daar iets goeds. En elke goeie ding, alles wat goed is, kom van God af. U sien, Paulus praat hier so, hy sê dat hy wat die goeie werk aan ons begin het, dat hy dit sal volbring tot op die dag van Jesus Christus. Ek en u weet dat as ek moet kyk na my eie lewe en na my gesin, dan sal ek sê, daar's goeie tye en daar's slegte tye. Die Bybel sê vir ons, daar's 'n tyd vir alles onder die son. Daar's 'n tyd om te huil, daar's 'n tyd om te lag. Maar hy sê ook, daar's 'n tyd om te plant en 'n tyd om uit te ruk. Maar ek wil vandag met u praat. U voel miskien, u wat daar sit en voel, mense het die neiging in ons gemeenskappe om verander te sê, nee, die man is nie 'n goeie man nie, of die vrou is nie 'n goeie vrou nie, dis 'n slegte persoon, die persoon is nie goed nie, hulle het geslegte houdings en is hatig teenoor mense en is bose mense en al hierdie dinge. Maar ek wil vandag vir u sê, as u dit glo wat mense sê, dan gaan u self u gaan self in 'n situasie plaas waar u verbitterd is, as u gaan luister na mense wat negatief oor u praat. Ek wil vandag vir u bemoedig, jong man, jong dogter, mamma, papa, ek wil vir u bemoedig, daar is iets goeds in u. U sien, die Bybel sê, dat hy wat 'n goeie werk aan ons begin het, sal dit volëindig, hy sal dit volbring. Maar al manier vir ek en u om goed te wees, opreg goed te wees, is om in Christus Jesus te vertrou, en te glo dat hy is die lewende Seun van God. Ek en u moet by 'n besluit kom, ons moet by 'n keuse kom, waar ons sê, ons aanvaar Jesus Christus as ons verlosser, as ons saligmaker. Ons moet by daardie besluit kom van, sonder Jesus Christus is alles te vergeefs. Jy sien, baie maal voel ons, as ons vir iemand iets gee, dan is dit 'n goeie werk, maar dis maklik vir mense om vir iemand iets te gee, om goed te lyk, maar dan is ons nie goed nie. Ek wil vir u vandag bemoedig, dan wanneer ons iets goeds doen, moet dit uit ons harte uitkom.
Die Bybel sê, bedrieglik is die hart bo alle dinge, maar die woord van die Here sê dat God wil in die hart van die mens woon. Die Bybel sê ook, wanneer ons bid, dan moet ons bid tot die Here dat hy sy liefde in ons harte uitstort. En daarom is dit deur God se liefde wat ons iets goeds kan doen, dierbares. Ek en u se verantwoordelikheid as ons 'n verandering in ons gesindheid, in ons bad attitudes, in ons verkeerde houdings, in ons boosheid, as ons verandering wil maak in ons lewens. Ons staan in Desember maand. Ons weet hoe dit hierdie tyd van die jaar gaan. Ons weet hoe deur mekaar die lewe kan wees. Ons weet ook, ek en u weet ook, hoe dat mense moeilik kan wees met mekaar, hoe dat mense mekaar kan seermaak in hierdie tyd, en u weet hoe dit gaan, dis op en af, almal wil iets doen, almal is besig om hulle plekke reg te kry, en beplannings te doen, en al hierdie tipe dinge, sommige is besig om op vakansie te gaan, en al hierdie dinge, en in hierdie chaos, in hierdie tyd, wanneer alles so hastig gedoen word, en vinnig, en almal is besig, dan gee ons uitsprake, of ons reageer negatief teenoor mekaar, teenoor ander mense. Maak nie saak wie dit is nie. Soms is die woorde wat ons vir mekaar gee, maak mekaar seer, as gevolg van ons wil sekere dinge regkry in hierdie tyd. Maar ek wil u vandag sê, kom ons behou die goedheid wat Christus in ons gesit het. En as jy voel, jy is nie 'n goeie mens nie, jy is maar net so 'n persoon, hoe jy is, en mense moet jou aanvaar hoe jy is, wil ek vir u sê, maak 'n verandering in u lewe, want die Here Jesus Christus kan u help. U sien, die ding is baie maal wanneer ons voel ons is maar net so, ons is maar net persone wat deur mekaar is en moeilik is. Jy sien, dit maak deure toe wat kan oopgegaan het. Dit maak deure van voorsiening, deure van voorspoed, waar die Here vir u deurbrake kon gegee het. Dit maak deure toe as gevolg van ons negatiewe attitudes. Maar die Bybel sê hier, Paulus sê, hulle wat in Christus is, hulle wat vir hom bid, hulle wat vir hom bemoedig, hulle wat saam met hom stry, saam met hom die evangelie verkondig. Hy sê die Here wat die evangelie, wat 'n goeie werk in ons begin het, hy sal dit volbring. So wil ek dan vir u sê, as u dink dat daar is niks goeds in u nie, die duiwel is 'n leienaar. God het die mens formeer, hy het die mens formeer volgens sy ewebeeld, en in elke mens is daar iets goeds, in elke mens is daar iets wat goed is. Maak nie saak hoe klein nie, maak nie saak hoe groot nie, maar die Bybel leer ons ook, dat God sal dit volbring. Hy wat dit begin het, hy sal dit vir ons volbring. Ek wil vir u vandag sterk bemoedig, maak 'n verandering in u lewe. Al manier hoe God vir ons, hoe Jesus Christus vir ons hierdie goedheid wat in ons harte is, wat ons moet uitbeeld, wat ons moet volgens lewe, al manier om tot volheid in dit te lewe, al manier vir God om dit te volbring, is dat Jesus Christus in ons harte moet woon, is vir ek en vir u om Jesus Christus te aanvaar as ons verlosser en ons saligmaker. Weet u hoe lieflik is dit, as iemand vir jou kom sê, my broer of my suster of so, jy is 'n baie goeie persoon, en u weet dit wat u gedoen het u nie gedoen vir mense nie, maar u het dit gedoen omdat u self weet dat u wil iets goeds vir iemand doen. Jy doen dit nie om iets terug te kry nie, maar jy doen dit uit die goedheid van jou hart. Die Bybel sê, en elke boom dra vrugte volgens sy soort. En jy kry goeie vrugte aan bome en jy kry slegte vrugte. En wat ons doen, die slegte vrugte wil niemand hê nie. Nie een van ek en u wil 'n slegte vrug hê van 'n boom, as dit 'n appelboom of 'n lemoenboom is, as dit 'n slegte vrug, as daai lemoen of daai appel vrot is of sleg is, dan wil ons dit nie hê nie, maar ons gaan na die goeie lemoen of die goeie appel sal ek en u wil hê. En net soos dit by die mens, baie mense is bevriend met ek en u, omdat daar sekere goeie eienskappe, goeie dinge wat ons het in ons, en wat hulle aan vashou, en hulle kyk verby die slegte dinge. Maar dit is so belangrik dat ek en u moet werk aan ons gesindhede, aan die manier hoe dat ons praat met mekaar, die manier hoe dat ons optree teenoor ons ouers, die manier hoe dat ons optree teenoor ons eggenote. Soms gebruik ons woorde wat mekaar diep seer maak, maar die Bybel sê, hy wat 'n goeie werk in ons begin het, sal dit volbring tot die dag van Jesus Christus. So ek en u moet, ek wil vir u sterk bemoedig en vir u sê, asseblief, maak 'n verandering in hierdie tyd. Ons is op pad na 'n nuwe jaar. Ons is nou in Desember maand, en ons is op pad na 'n nuwe jaar. Ek wil vir u sê, maak 'n verandering in u lewe. Ons is ook op pad om Kersfees te vier, om die geboorte van Jesus Christus te vier, dierbares, liewe kyker, en ons moet
ons moet hulde bring, ons moet dankbaar wees aan die Here Jesus Christus, en daarom is hierdie tyd 'n tyd van feesviering, maar 'n tyd waar ons ook ons goeie gesindhede en goeie eienskappe en goeie karaktereienskappe moet hê teenoor mekaar en moet uitoefen teenoor mekaar, dierbares. So ek wil u sterk bemoedig, as u vandag verbitterd is, as u vandag kwaad is, as u voel u is ontstel van daar's niks werk vir u uit nie, ek wil vir u vandag bemoedig, moet u toelaat dat die negatiewe dinge wat u sien of hoor, of daar waar u nou nie uitkom, wat u nie het nie, moet nie toelaat dat dit van u 'n slegte mens maak nie, moet nie toelaat dat dit vir u verbitter nie, maar hou vas aan die goedheid van die Here Jesus Christus. So die Bybel sê, en sy goedheid is tot, sy goedertierenheid is tot in alle ewigheid. Dis die Here Jesus Christus wat ek dien, dis die Here Jesus Christus wat u in glo. So ek wil u vra, laat die Here Jesus Christus toe om die goeie werk wat hy in u begin het te volbring. Mag die Here u lieflik seën en ryklik seën. Ek bid die Here dat hy u lewe sal verander, dat die Here 'n radikale verandering in u lewe sal maak. U wat my nie ken nie, ek is Pastor Newton Bester, en ek glo en vertrou die Here dat die Here verandering in u lewe kan maak. U is welkom om my te kontak op die nommer wat u op die skerm sal sien, kan u my kontak, en as u enige gebedsversoeke het u die volle voorreg om my te kan op WhatsApp op daardie nommer, om vir enige voorbidding wat u nodig het. Mag die Here u ryklik seën, dierbare. Ek wil net vir u so 'n gebed doen. Vader, ons dank u, Here, vir u liefde, my God. Ons dank u vir u getrouheid. Ons dank u, Here, vir u wonderbare weë. U is 'n heilige God. U is 'n kosbare God. En hier hoor ons, Here, dat u wat die goeie werk aan ons begin het, u sal dit volbring, Here. U sal dit voleindig, my koning, tot die dag van ons Here Jesus Christus. Vader, ek bid dat elke luisteraar en elke kyker, hierdie boodskap is baie eenvoudig, Here, sodat ons as mens kan verstaan, Here, dat ons, my God, Hemelse Vader, 'n goeie gesindheid teenoor mekaar moet uitoefen, dat ons die goedheid van u, Here, moet sien in ons lewens, my Vader, Here. U is die God wat aan ons die lewe gee, u is die God wat aan ons die krag gee, u is die God wat aan ons die gesondheid gee, Here, en alles wat ons vandag besit, Here, is deur u genade en deur u groot liefde, my Vader. So kom bedank ek u dan, Here, vir u wonderbare weë, Here, u kragtige dade, my God, Hemelse Vader. Here, aan u gee ek vandag die eer, die lof en die prys in Jesus naam. Amen en amen. Mag hierdie boodskap 'n bemoediging vir u wees, tot bemoediging vir u wees. Ek glo, ek hoop en ek vertrou dat u is opgetel, opgelig deur hierdie boodskap. Die Here seën u. Amen.